In die 4 uur nuusbulletin klagte van rasisme by 'n Oos-Kaapse oord na die Menseregte Kommissie verwys. Benoemings vir ANC-leiers begin in Oktober en Suid-Afrika glo Siriërs moet self oor hulle lot besluit. Goeiemôre, ek is Marieta Kreer. Die Oos-Kaapse Parke en Toerisme Agentskap het beskuldigings van rasisme teen 'n oord naby Oos-London na die Menseregte Kommissie verwys. Dit volg op berigte dat die Sintsa-oord tydens die feestyd 'n swart kind verbied het wat by die oord bespreek het. Die toerismeagentskap het 'n ondersoekspan aangestel onder leiding van die uitvoerende direkteur Eddie Marafane. Die agentskap se tussentydse bestuurshoof, Sybert Liebenberg, sê dit blyk uit die ondersoek dat die oord nie geregistreer is as 'n toeristebestemming nie en dat dit ook nie as 'n besigheid bedryf mag word nie. Hy sê die aangeleentheid is nou in die hande van die Menseregte Kommissie. Benoemings vir ANC-leierskapposte sal vanjaar in Oktober geopen word. Die party se verkiesingskonferensie vind in Desember in Mangaung plaas. Die party se sekretaris-generaal, Gwedi Mantashe, sê hoewel takke solank die leierskap mag bespreek en assesseer, sal amptelike benoemings eers aanvaar word as 'n audit van takke se betalende lede afgehandel is. Mantashe het beleggers ook gevra om opreg betrokke te raak by die gesprekke oor die nasionalisering van myne, nadat die uitslag van 'n interne ondersoek daarna die afgelope naweek by die party se uitvoerende komitee-vergadering bekend gemaak is. Die Departement van Binnelandse Sake kon nie daarin slaag om die Serviese voortvlugtige Dobrosav Gavric gedeporteer te kry nie, maar hy kan steeds aan Servië uitgelewer word om sy 35 jaar vonnis vir 3 moorde uit te dien. Gavric het in die Kaapse Landdroshof in verband met 3 sake verskyn. Sy deportasie is van die rol geskraap omdat hy sedertdien om asiel aansoek gedoen en 'n tydelike permit ontvang het. In die tweede saak is sy uitleweringssaak tot Vrydag uitgestel omdat sy regspan volhou dat hulle nie 'n uitleweringsversoek van Servië gesien het nie. Die bedrogsaak teen Gavric wat verband hou met 'n onwettige vuurwapen, rybewys en paspoort is ook tot Vrydag vir verdere ondersoek uitgestel. Die Eugène Ter Blanche moordverhoor is tot môre verdaag nadat die verdediging en die staat hulle bewyse in die binneverhoor oor die toelaatbaarheid van vermeende bekentenisse oor die moord afgesluit het. Die saak is vanoggend in die rondgaande hof op Ventersdorp in Noordwes voortgesit. Die verdediging vra dat bekentenisse waarin die misdaadtoneel uitgewys word, uitgegooi word omdat behoorlike prosedures nie gevolg is nie. Die 2 beskuldigdes, Chris Maflangu en die minderjarige, word aangekla van die moord op Ter Blanche as ook huisbraak en roof met verswaarende omstandighede. Hulle ontken skuld. Die soektog na die baba wat vanoggend deur sy baba-oppasser ontvoer is, duur voort. Volgens berigte het die 21-jarige Lenet Moyo van Zimbabwe Godsiliense Marobe omstreeks 5 uur vanoggend in Pretoria Noord ontvoer toe die res van die gesin nog geslaap het. Moyo eis glo 'n losprys van R45.000. Die polisie vermoed dat 'n salarisgeskil die motief vir die ontvoering is. Moyo het na bewering ook R5.000 kontant en 2 selfone gevat. Die Suid-Afrikaanse regering sê die mense van Sirië moet self oor hulle lot en toekomstige leierskap besluit. Die woordvoerder van die Departement van Internasionale Betrekkinge, Clayson Monyela, sê daar behoort nie enige buitelandse inmenging in die besluitnemingsprosesse oor Sirië se toestand te wees nie. China en Rusland het Saterdag 'n resolusie van die Veiligheidsraad van die Verenigde Nasies oor Sirië geveto. Die resolusie sou die Siriëse president Bashar al-Assad aanmoedig om sy magte neer te lê na byna 'n jaar van gevegte tussen die regering en oppositiegroepe. Die Arabiese Bond wil hê dat al-Assad sy magte aan 'n adjunkt moet oorhandig en begin met die oorgang na 'n demokrasie. Die VN-resolusie het die proses gesteun. Monyela sê die regering is tevrede dat die resolusie nie op die afdwing van 'n nuwe regime neerkom nie, maar wel politieke dialoog steun om vrede en stabiliteit te verseker. Die Hof vir Arbitrasie in Sport het die Spaanse fietsryer en Tour de France kampioen Alberto Contador vir 2 jaar geskort. Contador is ook die Tour de France titel wat hy in 2010 gewen het kwyt. Die hof se beslissing volg na 'n uitgerekte proses waarin die Spanjaard besmette vleis die skuld gegee het vir die positiewe uitslag vir sy toets vir die middel clenbuterol. Hy is aanvanklik deur die Spaanse fietsryvereniging vrygespreek, maar die internasionale fietsryvereniging en die wêreldliggaam teen verbode middels het teen die besluit geappeleer. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Oos-Kaapse Parke en Toerisme Agentskap het beskuldigings van rasisme by die Sintsa-oord naby Oos-London na die Menseregte Kommissie verwys. Dis die einde van die 4 uur nuus onder redaksie van Jaco Kriege en Frikkie Wallis. Die volgende bulletin op RSG is om 5 uur en ek is 4:30 terug.